Dit is my so lekker om vanoggend met Hans-Juri Moelman te gesels. Nou, hy is die direkteur by Moelman en Pinaar en ons praat 'n bietjie oor regskwessies as dit kom by skade wat aangerig word deur wild. Wie word aanspreeklik gehou? Hans-Juri, baie welkom by Groot Plaas. Goeiedag Mia en goeiedag ook aan al julle kykers. Dit is aangenaam weer met julle te gesels. Dit is vir ons so lekker om met jou te gesels en natuurlik jy wat 'n kenner op die gebied is. Ek dink as ons praat oor die algemene regsposisie ten opsigte van aanspreeklikheid vir eienaars van diere wat skade veroorsaak. Wat is daai regsposisie? Ja, dis 'n baie interessante deel van ons reg. Dit kom nog uit die Romeinse tydperk uit, waar mense dispute oor diere gehad het en toe dit oorgekom en deel geword van ons regstelsel deur die Romeins-Hollandse stelsel en dit kom eintlik neer daarop dat jy met twee kategorieë van aanspreeklikheid te doen het. En dit is waar diere skade aan aangeplante gewasse aanrig. Dit noem hulle ou Latynse woord is actio de pasto en dan waar diere ander skade aanrig aan mense se eiendom en dis die actio de pauperi. Nou hoekom dit belangrike remedies is omdat dit skuldlose aanspreeklikheid daarstel vir 'n eienaar van diere. Skuldloos beteken dood eenvoudig, jy hoef nie te bewys dat iemand nalatig is. Dit is nogal 'n streng vorm van aanspreeklikheid. Die meer klassieke vorm waarmee in ons reg te doen kry is waar honde byvoorbeeld iemand sou byt en sou skade aanrig. En dan het die reg 'n baie streng aanspreeklikheid wat dit vir die eienaar daarstel, veral as daai dier 'n gevaarlike dier is, maar enige dier wat iemand sou byt of sou skade aanrig sou aanspreeklikheid vir die eienaar van daai dier veroorsaak. Die enigste verweer daarop is waar 'n persoon sou kon sê jy het iemand gewaarsku, byvoorbeeld 'n kennisgewing opgesit om te sê dat daar 'n gevaar is en iemand hom daarmee vereenselwig het, of waar 'n dier byvoorbeeld gedwing word om buite sy aanvaarbare natuur op te tree. En voorbeelde daarvan is waar 'n perde by 'n perd sou steek en die perd iemand sou skop. Ja. Dan is dit eintlik maar die dier kan nie verwag word om in daardie omstandighede dat jy's maar in gevaar as dit gebeur, maar as 'n perd onder ander omstandighede sommer net iemand sou skop, daar is sake daaroor en jy sal dit interessant vind, mense het self probeer aanvoer dat daar 'n spesiale toets vir brahmaanbeeste moet wees wat 'n baie temperamentele dier is en dat hulle nie so streng na die brahmane moet kyk nie, hulle is net moeilike diere. Dit het ook in regspraak bestaan, maar in die kort en lank is net die aanspreeklikheid vir diere ontstaan uit daai regsbeginsels uit en dit is al baie lank deel van ons regstelsel. Nou vertel vir my, hoe presies word wilde diere onderskei van huisdiere en hoe word eienaarskap van wilde diere gevestig? Wat is daai proses? Dis belangrik. Die aanspreeklikheid wat ek nou net van gepraat het, is van toepassing op huisdiere. En huisdiere is diere wat onder menslike beheer aangehou word en wat oor jare aanvaar word as huisdiere en jou gewone beeskuddes, honde, katte, allerlei diere wat onder menslike beheer is diere wat as huisdiere beskou word vir doeleindes van aanspreeklikheid. Ja. So dit is, en as jy nou na daai definisie kyk of dit bepaal het, dan val alle ander diere onder of kan geklassifiseer word as wilde diere. Met ander woorde, diere wat in 'n natuurlike staat sou oorleef op sy eie, gaan beskou word as wilde diere. En ek dink dit is nogal 'n manier om daai onderskeid te tref. Ja. Ek kan nie help om te dink nie. Ek wil sommer as mens kyk na 'n plaas opset. Mens weet dat mense op plaas het gewoonlik honde vir veiligheidsredes. Wat sal in so 'n scenario gebeur as daar byvoorbeeld 'n plaasaanval was of is en die honde raak betrokke, byt iemand die aanvaller? Wie is aanspreeklik daar? Wat is die moeilikheid wat kan gebeur? Wel, ek dink as iemand in daardie omstandighede sou byt en is 'n aanvaller, sou dit waarskynlik een van die verdedigingsmeganismes van die eienaar wees. Want die honde is aangeskaf en ek bedoel, dit sal 'n ander situasie wees as iemand bekend op daai perseel sou kom, dieselfde hond iemand byt. So die rol of die doel waarvoor daai persoon daar gaan wees, as dit 'n gewapende persoon is wat ooglopend 'n misdaad daar kom pleeg, dink ek nie gaan daar aanspreeklikheid vir die eienaar wees nie, maar
dieselfde hond wat gebruik word om daai veiligheid te verseker, kan ook natuurlik die risiko inhou vir die eienaar, dat daar aanspreeklikheid teenoor 'n ander persoon opgedoen mag word. Vertel vir my, hoe verskil algemene aanspreeklikheid vir skade wat diere veroorsaak van moontlike aanspreeklikheid waar wilde diere ter sprake kom? Ja, dis 'n baie interessante, ook 'n baie interessante deel van die reg. Ek dink in ons regstelsel het dit nog nie baie ontwikkel nie, veral gesien in die lig van die feit dat ons in die afgelope 25 jaar baie meer wildsplase het waar wild amper soos vee onder beheer van mense geplaas word. Maar in die reg word daar 'n onderskeid getref tussen wilde diere en huisdiere, soos ek alreeds vir jou verduidelik het. En wild is tegnies diere wat in 'n natuurlike staat voorkom. En as dit gaan oor aanspreeklikheid, dan word daar 'n onderskeid getref tussen daai diere wat in 'n natuurlike staat voorkom en dan diere wat jy spesifiek in 'n area aanhou of begin aanhou wat nie natuurlik daar voorkom nie. Om 'n eenvoudige voorbeeld te gebruik, as 'n pofadder van jou buurman se grond of na jou grond toe kom en hy kom in sy natuurlike staat daarvoor, dan gaan daar nie aanspreeklikheid wees vir die buurman omdat die pofadder van sy grond afkom. Ja. Maar die situasie verander bietjie meer waar jy te doen het met waar iemand beheer oor wilde diere aanhou, of die aanhou van wilde diere uitoefen, en waar daai diere skade kan aanrig, en veral waar daai diere dan nou nie diere is wat in daai omgewing in 'n natuurlike staat voorkom. En daarvoor ontstaan daar ook toevallig uit die Romeins-Hollandse reg is daar wat bekend staan as die actio Dei Feris. Dit's 'n mooi woord. Dit is Baie sagte woord, maar dit het 'n redelike effek. En in daai omstandighede kan die eienaar van daai wild ook aanspreeklikheid opdoen ten opsigte van skade wat daai diere aanrig. Ja. Ons is toevallig nou in 'n saak betrokke waar 'n plaaslike owerheid 'n wildsplaas het en wildse heining om die plaas was en daai wildsplaas oorbewy het en nou van daai wild ontsnap en in die aangrensende eienaars se aangeplante gewasse beland en amper R1 miljoen se skade aangerig het. Eenvoudig omdat aan die beheer uitgeoefen is nie. En dit is juis sulke sake waar aanspreeklikheid, ek dink daar 'n mate of daar kan ons reg bietjie meer moet ontwikkel om aanspreeklikheid te stel. Want in die aard van die saak is wilde diere, as ek dink baie verantwoordelike wildsboere oefen behoorlike beheer oor hulle diere uit en gaan ongelooflike onkostes aan om hulle wild in 'n bepaalde area aan te hou en te verseker dat hulle daar bly. Maar jy sit ook ongelukkig met hierdie situasie waar wilde diere ontsnap en heininge nie behoorlik in stand gehou word nie, daar nie genoeg kos is vir diere nie, want diere wat nie kos het nie, gaan jy nie binne 'n sekere area kan aanhou nie. En dan rig hulle skade aan, nie net binne die landboukonteks ten opsigte van gewasse nie, maar daai diere land ook op openbare paaie. Groot diere en dit stel lewens in gevaar. So dit is eintlik, ek dink die punt waarby ou wil uitkom is dat ons regstelsel moet kennis neem of moet aanvaar dat wild 'n baie groot deel van ons landelike gebied se ekonomiese aktiwiteite is en in daai omstandighede 'n billike stelsel in plek kry of te verseker dat mense wat skade ly wel in 'n mate geregtig sou wees om skade te verhaal. Ja, want ek wil ook vra, as ons kyk na die omstandighede rondom die aanhou van wilde diere, het dit nie dalk nodig gemaak om aanspreeklikheid regtens 'n bietjie meer uit te brei nie? Dis presies dit. Ek dink as 'n mens 30 jaar terug in ons land kyk, het diere in sekere areas maar meestal in natuurlike staat voorgekom. En jy het oralste het jy maar veral in die Karoo kudu's gekry en in die Drakensberge het jy elande in natuurlike staat en daai diere het in 'n natuurlike staat, maar die oomblik toe dit 'n kommersiële aktiwiteit geraak het en 'n mens groter hoeveelhede wild begin aanhou het op plase, glo ek daar behoort groter verantwoordelikheid te wees ten opsigte van die aanhou van daai diere. Spesifiek met die verwysing na die voorbeeld wat ek vir jou genoem het. So ek glo in die toekoms as daar sulke regsaksies gaan kom, gaan die howe ook anderster kyk na die aanhou van wild.
Vir grondeienaars wat wel wild aanhou, dis nogal ook 'n interessante vraag in ons reg is hoe verkry jy eienaarskap of hoe beskerm jy eienaarskap van wild? En dit gaan doeteenvoudig daaroor dat jy 'n permit kry vir 'n bepaalde soort omheining wat jy om jou plaas sit. En daai heining word gesertifiseer dat dit voldoende is om 'n sekere tipe wild aan te hou. En die oomblik wanneer jy daai sertifikaat het, dan kan jy volle eienaarskap vestig oor daai wild. Dit raak 'n ander situasie wanneer jy nie sulke permitte het nie, want wild word eintlik maar beskou as iets wat natuurlik voorkom. Ja. En ek dink dit is ook deel van die verantwoordelikheid wat baie wildsboere help, is die feit dat hulle eienaarskap van hulle wilde diere probeer beskerm deur behoorlike omheinings om hulle plase te sit. Ja. So dit sal ook daai risiko uitskakel, maar jy is heeltemal reg. Ek dink ons is op pad na 'n situasie waar daar die reg dalk anderste na hierdie hele kwessie gaan kyk as in die Romeins-Hollandse tydperk. En mens kan seker nie benadruk nie, ek dink sommer net jou persoonlike opinie, dink jy dit is nodig vir hierdie eintlik maar hierdie aanspreeklikheid om net bietjie meer onder die vergrootglas te wees, laat daar meer duidelikheid, bietjie meer aanpassings, want soos ons nou gesê het, is dinge verander maar, die wêreld verander konstant, né? Ja, ek dink as jy met die wildsbedryf met die veebedryf vergelyk, as enorme hoeveelheid verantwoordelikhede wat op die eienaars van vee geplaas word, om diere te behandel teen siektes, om nie grond oor te bewy nie, om diere te merk, of identifiseerbaar te maak, permitte uit te reik wanneer diere vervoer word van een stuk grond na 'n ander stuk grond. En in 'n sekere mate, hoewel dit grond of eienaars van vee meer blootstel, omdat dit meer verantwoordelikhede teweegbring, bring dit ook weer 'n veiliger omgewing waarbinne jy met vee kan handel dryf. Dit is die ander kant van die muntstuk. Ja. En ek glo binne daai bestek, as jy dit nou met die wildsbedryf kan vergelyk, dink ek kan dit ook dieselfde sinvolle oplossing hê om mense wat behoorlike wildsheininge en behoorlike wildbestuur doen te beloon met 'n behoorlike stelsel en nie aanspreeklikheid nie terwyl mense wat dit nie doen nie en wat op 'n goedkoop en 'n onverantwoordelike wyse met wild te werk gaan, veral gevaarlike wild, omdat daar aanspreeklikheid vir hulle kan ontstaan. Hans-Hierdie, baie dankie vir jou tyd. Dit is geweldig interessant en ek so dankbaar ons kan met mense soos jou gesels. Dankie vir jou tyd vanoggend. Is baie welkom en dankie. Ons nooi jou uit om jou landbounuus met ons te deel. Stuur asseblief vir ons 'n e-pos by mynie, dit is MAINIE by grootfm.co.za, sodat ons weet wat daar by jou aangaan. Maar kom ons kyk net gou-gou, wat is die nuutste landbounuus in jou gemeenskap?